Aitsa het onlangs net diskant die Oranje gaan kuier daar in die omgewing van die Geografiese Valle met Sonel van Anstitus Outes Daniels wat daar 'n geselsie met haar aangeknoop het en vandag op Kletskompas wys ons vir julle daardie einste geselsie. Hallo, welkom by Kletskompas. Ek is Irene Marie van der Walt en ek gaan nou binnekort nuus gesels, maar eers gaan kyk ons na die nuutste inskrywings in Republikeinse Kiekie kompetisie. Henriette Lamprecht saam met my in die Kletskompas ateljee. Henriette, hoe gaan dit? Dit is, jy het gister gevra, is dit Woensdag? Dis nou Woensdag. Dis Woensdag, dis klein Saterdag. Aftrand naweek toe. Aftrand naweek toe. Jy het hier op Republikeinse Voorblad hier Leiberig geskryf oor 'n ammoniakstelsel by Meetco. Ja, so aan die begin het dit nie vir my sin gemaak nie, maar kom ek verduidelik dit nou in 'n neutedop. So dit gaan spesifiek oor Meetco se abattoir hier in Windhoek. En die lugverkoelingsstelsel waar ammoniak gebruik word om basies om die temperatuur konstant te hou. En dit is in die hulle noem dit nou die saal waar die karkasse ontbeen word, so dis maar basies die verwerkingssaal. Nou ons het navraag gedoen by Albertus Agomop. Hy is natuurlik 'n ambassadeur, maar hy is ook Meetco se waarnemende hoof, uitvoerende hoof. Nadat een van die werknemers by hierdie abattoir het gesê, hierdie lugverkoelingsstelsel werk nie, daar's nie 'n moniteringstelsel nie, jy gaan nie weet wanneer daar lekkasies is nie, wat natuurlik nou 'n invloed het op, nie net die personeel nie, maar dat ook die vleis beïnvloed. So die hele Agomop se reaksie volg nadat hulle 'n A+ gradering gekry het, BRC, ek moet net gou doodseker maak, dit is 'n voedselveiligheidsaudit en jy moet dit hê as dis volgens internasionale standaarde. So hulle het in Augustus onaangekondig hier opgedaag en daar's 'n A+ gradering gekry en Agomop wat sê die gradering is geensins onder verdenking nie en met verwysing na die verkoelingsstelsel en goed sê hy hulle wag op 'n verslag van Burmester en Vennote wat dit nou omvattend ondersoek het en hulle is ook besig met opgraderings want jy kan dink daai abattoir is ook nou al jare oud. So dis wat 'n werknemer sê, dis wat Meetco sê. Ons sal moet wag vir daai verslag. Ja. En dan is daar weer 'n bietjie van hierdie een sê en daardie ene sê hier op die tweede leiberig wat Brigitte Whiteley geskryf het. Dit is basies Bernarde Swartboy van die Landless People's Movement wat die speaker Sarah Amadila daarvan beskuldig dat sy Duitsland verdedig ten spyte van jy weet 'n hangende aansoek in die Hoërhof oor reparasies wat betaal moet word van Duitsland. Alles oor die Herero Nama volksmoord. Ja. En dan nou natuurlik Swapo sê wat sê hulle verdedig nie vir Duitsland nie, hulle verdedig vir Gaza. Ja. So ja, jy kan nie vir Gaza verdedig, maar jy wat nie eers by jou is nie, maar jy kan nie die Herero Nama, So, dis 'n vreeslike aanname, maar okay. Ja, dit is nogal. So kom ons kyk nou maar weg van die aannames af voordat ons eie aannames maak. Ek het hier geskryf oor 'n wynmaker van Suid-Afrika. Mooiste storie. Sy het so 'n verskriklike borrelende persoonlikheid en sy lag so maklik. Dit was so lekker om met haar te gesels. Oor, jy weet, haar werk as 'n wynmaker en sy sê dit was eintlik per ongeluk geweest. Sy het 'n beurs gekry van die departement. Sê gou haar naam. Nongcebo Langa. En sy het 'n beurs gekry van die Departement vir Landbou in Suid-Afrika
En toe hulle nou toevallig geleer van wyn en verskillende soorte wingerde en sy het toe nou gedink jy sou maar kom ek gaan maak wyn dat ek tog kan reis want dit bied vir my reisgeleenthede en toe het sy nou heel toevallig eintlik begin hou van die wyn. Ja. En dis nou nie in die storie nie, maar dit was vir my geweldig interessant. Sy het 'n meestersgraad aan die Universiteit van Stellenbosch Universiteit gekry in wingerdkunde en haar meestersproefskrif het gegaan oor rookbesoedeling in druiwe en dit het dan nou 'n impak op die wyn en hoe jy daai druiwe en die wyn dan nou kan behandel om daai rookbesoedeling of uit te haal dat jy dit nie meer kan proe in die wyn nie. Sure. En sy moes fynbos by die druiwe brand om dan nou hulle in die eerste plek met rook te besoedel en ek het iewers gelees hy het gesê daar was baie slegte wyne wat daar uitgekom het en sy is jammer vir die mense wat dit moes proe. Ja. Maar dit is waaroor haar meestersproefskrif gegaan het. En sy's wynmaker by Dalham, nee. Ja, sy is by Dalham in Suid-Afrika. Sy is die eerste swart vroue wynmaker by Dalham en ons het ook bietjie meer gepraat oor daai etiket. Jy weet as 'n swart vrou in 'n bedryf wat jy weet hoofsaaklik deur wit mense bedryf word, veral wit mans. En sy sê vir haar was dit 'n bietjie van 'n aanpassing aan die begin, maar sy sê jy gaan altyd ongemaklik wees as jy daarop fokus en sy het nou natuurlik meer fokus op haar werk en sy sê daar is plekke wat sy al bied hulle vir haar werk aan, sal sy dit nie aanvaar nie want sy het nou al stories gehoor van ander mense in die bedryf, maar sy sê sy is tevrede, sy is gelukkig. Gelukkig het dit nou nog nie met haar gebeur nie. Die mooiste is dat sy nie 'n wynsnop is nie. Nee. En dat sy sê al wat jy moet doen is jy moet net jou wyn geniet. So jy hoef hom nou nie te snyf en te spoeg en te alles nie. As dit vir jou lekker is, bokswyn vir jou lekker is, dan drink jy jou. Ja, en sy sê dit is die groot ding aan wyn is wanneer jy dink aan wyn, dink jy aan samesyn. Dink jy aan saam met vriende kuier, jy weet kom ons sit om 'n vuur met 'n glas rooi wyn en ons gesels net. En sy sê ook as jy nie hou van wyn nie, dan hou net aan probeer net iets nuut. Hou aan tot jy daarvan hou. So studente op Stellenbosch. Jy hou aan. Wat ook wingerkunde ek dink kom nie sonder op die graad te kry. Hulle het nou nie fynbos gebrand vir hulle. Ja, okay, ons is nou heel van topic af. Ja, maar ek dink ons het ander dinge om te doen wat ook nie fynbos is nie. So Henriette, ek gaan nou maar vir jou laat gaan. Verlaat. Dankie dat jy Dankie Irene. Ons gaan kyk nou na die weer. Koel wyntjie het vanoggend oor die hoofstad gewaai, maar het dit 'n impak op die res van die land? Kom ons gaan kyk. Op Katima Mulilo bewolk môre met 'n minimum van 21 grade Celsius en 'n maksimum van 38. Op Potchefstroom 'n minimum van 21 grade Celsius en 'n maksimum van 34, ook bewolk daar soos oor meeste dele van die land en dan reënerig in Windhoek met 'n minimum van 20 grade Celsius en 'n maksimum van 32. Op Swakopmund bewolk met 'n minimum van 14 grade Celsius en 'n maksimum van 15 grade Celsius. Op Arranos blyk dit ook gaan dit reën met 'n minimum van 18 grade Celsius en 'n maksimum van 35. En die reën duur voort op Reebot met 'n minimum van 17 grade Celsius en 'n maksimum van 34.
Terwyl die meeste riglyne mammogramme tot die ouderdom van 74 jaar aanbeveel, was advies vir vroue van 75 jaar en ouer egter minder duidelik. Nou toon 'n nuwe studie dat gereelde mammogramme steeds beduidende voordele vir vroue in hul 80's kan bied. Die studie het bevind dat vroue in hul 80's wat gereelde mammogramme kry, meer geneig is om borskanker vroeg op te spoor, minder aggressiewe behandeling hoef te hê en langer leef. Wanneer kanker tydens sifting gevind word, is dit dikwels in 'n vroeë stadium. By postmenopausale vroue met die mees algemene hormoonsensitiewe borskankers kan ons dikwels sentinel limfknoop biopsie, chemoterapie en soms selfs bestraling weglaat. Sifting is veral belangrik in hierdie era van de-eskalasie, want vroeë opsporing stel ons in staat om die intensiteit van behandeling veilig te verminder, dit terwyl ons steeds uitstekende uitkomste behaal. En so sê Dr. Nimi Kapoor, mede-professor in chirurgie aan die David Geffen Skool vir Geneeskunde by die Universiteit van Kalifornië en die senior outeur van die studie. In 1994, a group of Namibians saw a need for a grassroots Namibian medical aid fund. The Prosperity Medical Aid Fund was born right here, among the hardworking fishermen and ship workers of Walvish Bay. In 2001, in order to establish a fund focused on its members that put their health first, the fund formed its own identity, away from its administrators, Prosperity Health. It was named Renaissance Health as a symbol for the renewal of medical funding in Namibia, a transformation in health. Renaissance members voted for their first board of trustees who would carry the fund forward for all Namibians. By 2010, Renaissance had members across the entire Namibia, a fund founded by Namibians for Namibians to ensure access to quality healthcare. In 2020, RMA was put to the test with COVID-19, supplying life-saving oxygen machines door-to-door to members when our Namibian hospitals were full, saving many of its members' lives. RMA is not just a medical aid fund, it's a partner in health for its members, whether through our chronic compliance programs or yearly wellness checkups. RMA was started by you. It belongs to you. A proudly Namibian first medical aid fund providing the best in care for all Namibians. Renaissance Health Medical Aid Fund, serving Namibia since 1994. RMA, your health comes first. Julle is nou by Grabes Falls Lodge and Camp. Ons is 3 kilos voor die nasionale park se afdraai. En dit is maar ook 'n groot trekpleister. Almal kom om die valle te kom kyk. Ja. Ons lodge is in 1953 gebou. So dis 'n baie ou gebou en dit is 'n tipiese Art Deco styl. Ons het so 'n bietjie die oud en die nuut gekombineer. Ons het 19 kamers wat ons nou al so met tyd chalets bygebring het. Die kamp, ons kampplekke, het privaat abliesies, so jy deel ook met niemand nie. Ja. Sê as jy dan 'n bietjie modder onder die voete, dan weet jy dis jou eie. Daar sê. En die lodge self, ja, so ek sê ons 19 kamers. Van dit is chalets, van dit is binne dubbelkamers, twinkamers, familie. So daar's regtig waar iets vir alles. Daar sê. Ons het 'n restaurant wat baie lekker kos maak. Ja. En ook ons kroeg wat 'n lekker, ons noem dit die local watering hole. Want dit is mos maar 'n klein area, dis wyd, maar dit is waar al die mense na werk kom en kuier en kom takeaways kry en dis kinders wat rondhol. So dis lekker gesellig. Daar sê. Ja, Nou, jy- familiebesigheid. 'n familiebesigheid. Ja. Jy praat nou so van al die mense wat kom. Wie is die mense? Wie kom kuier hier by julle? Ons locals, en dis die mense wat ons deur die jare dra. Ja. Ons het baie ook besigheidsmense want dit is 'n agricultural, die area is groot op uitvoere, druiwe Ja. en die rosientjies en sitrus. Dis hoofsaaklik die groot agricultural aktiwiteite in ons area. So
As dit sê net maar Desember is, dan is dit die logistiekmense, die verpakking, die inspekteurs, Ja, stickers, enigiets te doen het om daai produk hier uit te kry. ja. Logistics, you is dit name nou die it. drywe en so. Vir die drywe, die Ja. uitvoer, Ja. en net na dit dan het ons die local, die wyndrywe, die sap en die rosientjies. Ja, En dan nou het ons weer die sitrus. Die sitrus se tyd het nou weer begin. So dan sit er weer 'n volgende pakseisoen. ja, So jy's net so uit die een uit die ander een uit. En ook ons lê mos nou op die blommeroete, ja, die Cape Namibia ja, en die Kowertree route, en so almal wat dan van Namibië af Kaap of vice versa. Hierdie is 'n lekker inswaai Ja. om die valle te kom kyk, en is ook op die blommeroete. Oorweldigend Springbok Steenkof, daai hele deel, ja, skilpad, en dan kom jy, hang af hoe dit reën by ons, maar dit kom tot en met verby Aggeneys in daai area, sien jy nog mooi die Namakwa daisies. Ons het ook maar die roete, groot blommeroete is maar Ja. Springbok. Daar sê- Ja. nou, sê nou vir my, wat maak jou besigheid spesiaal? Ons is nou al van 2003 af het my ouers die plek oorgekoop, en toe het ons die plek begin verander. Ja. En dit was 'n ou hotel, 'n regte ou hotel waar die badkamers op die punt van die gang was. En jy moes letterlik uit jou kamer uitstap om by 'n badkamer te kom, en Ja. as 'n kamer met 'n badkamer was so 27 sent extra, was R3 'n kamer. En Ek sal bietjie vir julle die pryslys vir julle die pryslys Kom ons sê wys. maar liewers net toekasse tyd. Ja, baie interessant. Wow. So wat ons gedoen het is, waar daar sê net maar 3 kamers was, is Ja. een opgedeel vir 'n badkamer vir ensuite vir elke kamer. So dat baie reparasies en veranderinge plaasgevind. Ons Ja. het baie van die oud gehou Ja. en die nuut saam met dit ingebring. En ek sal sê wat ek dink ons spesiaal maak is vriendelik, skoon, netjies. Ons gaan dit ons pad uit vir ons kliënte. Dis 'n, soos ek sê, vir die locals, die mense wat tydkoes kom kry, die mense vir wie ons funksies doen. Ons is lief vir catering. Ons gaan doen baie keer kosse wat ons voorberei vir verjaarsdae of troues. Ja. En ons gaan, ek probeer maar in die omliggende area te bly. Ja. Maar ons het ons hele catering toerusting. So ons het byvoorbeeld laas jaar het ons gedoen vir 350 mense, 5 gange in Hier die by julle? winter in Kakamas in 'n stoor Okay. sonder 'n kombuis. Okay. So ons het letterlik alles gebou Ja. en ons het die funksie gedoen. So ons hou nogal van 'n challenge. Ja. Ons Doen maak julle platters funksies hierso? Ja, ons doen Wat funksies doen julle hier, alles hier? verjaarsdae, corporate funksies, troues. Ja. En dan gaan ons ook na ander venues toe en ons gaan doen catering daar. Ja. Ons het 'n lekker sterk span en al die equipment, so. Die Gaan- restaurant in die park ook. So Ja. dis wat lekker, ons het 'n lekker sterk span. Ja. As dit 'n baie groot funksie is, dan trek ek van my personeel daai kant. Ja. Andersins ja. As ek As weer jy iets sê- met 'n view soek, doen ons dit weer daar 'n restaurant Ja. in die park is by die valle by self. die veld self. Okay. Ja. By Okay. die veld. Ons van ons mense is al 20 jaar hier en ek sê mos jou personeel, jou span is soos 'n ketting. Ja. As een slotjie Skakel 'n ontbreek, probleem. Ja. dan Ja. is die ketting nie wat hy moet wees Ja, nie. Ons is soos familie, ek is verskriklik lief vir my personeel. Ons kan hard saamwerk en ja, dit wat ons al saam geleer het in die toetse wat jy dop en die dinge Ja. wat jy leer en wat jy net uit harde werk uit kan leer. Ek het regtig ware span wat regtig kan skouer in die wiel sit. Ja, sê. En ons glo ook in vriendelike mense, vriendelike personeel. Ja. Weet wat jou mense wat vriendelik is, julle groet en wat lekker werk. Hotel betref is mos nou maar nie die maklikste nie. Ja. So ja, Kom dan daar so enige lank- toeriste in by julle? sekere tye is skoolvakansie. Dan het jy jou Transvaalers, jou Kaapenaars. Ja. Toeriste, oorseese mense het ons baie van. Ons locals wat die eet en kuier. En dan soos ek sê, ons besigheidstye wanneer dit sekere oeste is, dan is dit baie besigheidsoriënteer. En dan soos oor die middag wat mense gou-gou die kantoor uit kom glip en hier kom ietsie eet. En dan veral in die aande is baie die locals, die mense wat kom Ja. kuier en 'n pizza kom haal en kom eet. So daar's 'n wye verskeidenheid. 'n wye verskeidenheid. Ja, 'n sê. wye verskeidenheid. Jy het genoem dis 'n familiebesigheid. Vertel Ja. ons van die familie. Wel, my pa het op 'n Sondagmiddag hier verbygery gesien die plek is te koop. Ja. En my
goedkeuring vir college was in dieselfde week as die hotel se koop. So dit alles so baie toevallig uitgewerk. Ek sê altyd vir mense, jy moet nie regtig hiernatoe kom en verwag wat se retail terapie gaan jy kry nie. Ja. Dit is nie hoe ons area is nie. Ja. Dis die skoonheid, die stilte, so besig soos dit ook is. Ja. Maar ek kyk net as ek by die park se hekke inry, daai skoonheid en stilte wat jou slaat. En dis maar waarvoor mense ook hier kom. Ja, sê. Is om dit te kom Jy is beleef. deel van die natuur. Wat dryf jou? Dis verskriklik lekker, veral funksies. Daai laat aand, jy sal dink, kyk nou toe by die valle ook toe dit nou so hoog water was. Ja. Die kindertjies het saam met my ingespring. Ja. Hulle het geleer Aanwyse. hoe om 'n sneeusel te krummel en borde uit te dra en net daai moeg tevredenheid Ja. om te sien as jou funksie, jou liggies brand, jou musiek speel en Ja. die borde, die mense virke klap en die mense lag en jy weet elke dis is reg. Jou span weet hoe en Ja. dis weer eens hulle weet presies elke ding hoe. Dis ongelooflik om die span te sien produce Ja, sê. en die kosse uitkry en net daai lekkerte as alles so bymekaar kom. Jy's moeg, maar jy's Ja. tevrede. Die Dit is eindresultaat. almal lekkerte. Ja, is waar. As ek aan die aand ook as ek so terugkom ry van die caterings af, Ja. smaak ek wel huil as daai bussie so verby my ry met die hazards en ek waai en ek draai af. Ja. Daai ek net Ja. vir die Here dankie sê vir die voorreg Ja. om te kan doen wat ons Jy doen. het iets genoem van 'n produk wat jy uit die Kalahari het kry. Ja, ek sou nou so jammer want die laaste is gisteraand uit en ek wil nou kyk of ek namiddag gou kan ry vir nog Ja. die Navas, soos die Nava. Kalahari truffle. Ja. Ja. En hoe word dit En dis gedoen? baie uniek aan die rooi grot. Ja. Dit is soos 'n hy lyk soos 'n aartappel. Hy proe en ruik soos 'n mushroom, maar net ek sê mos mushrooms op steroids want dit Ja. is hy diep neutgeur, is net ongelooflik. So ons was hom en dan skil jy af van die ek sal sê die fout wat baie mense maak is as hulle hom afgespoel het, probeer hom gaar maak Ja. en dis net 'n sand en hy rooi grond is so fyn in daai Geweef. nabba in. Ja. So ons as ons klaar gewas het, skil ons hom mooi af en dan sny ons hom en ons bedien hom met 'n knoffelbotter wat ons hom gaar maak tot hy so mooi So, blink. O, As mense dis jy lekker. nou 'n boodskapie sal wou hê vir toekomstige voornemende kliënte, wat sal dit wees? Ons deure is oop. Ons kies nie wanneer ons wat doen nie. Ons is 7 dae 'n week. Ons is altyd daar. Ek sê consistency is key. Ons is hier wanneer die res van die mense rus. Dis juis wanneer ons daar is vir almal. Paasnaweke, Kersfees. In die plek, ek sê elke dag wat die son opkom is ons deure oop. Daar sê. En ek het nou besigheidsmense gesien op bied vir hulle afslag. Ons doen laundry, hier's wifi, hier's 'n kroeg vir die mans om lekker in die aand te ontspan, besigheid te praat. Ja. Hier's 'n restaurant en ons sê altyd as mense inboek, wil jy braai? Ons maak vir jou pap en sous. Ons maak vir jou braaibroodjie. Ja. Wil jy aartappelslaai? Ons doen dit vir jou. Daar sê. Dis altyd lekker, 'n vriendelike warm groet. Waarmee kan ons help? En ja, om uit jou pad uit te gaan vir mense. Dis die lekkerte. Dis sê. altyd as jy mense inkom, laat hy seat koud raak, staan op, groet, sê. wees daar vir die mense. Wat is die geheim van julle sukses? Eerlikheid, hanteer jou mense soos jy gehanteer wil wees. Jou kliënte kom eerste, jy dra jou kliënt op die hand. Ek het altyd sê ek vir mense, ons het al vol nonsens mense gehad en soos hoe nou Ja. sê ek kry hom, fokus op daai mense en dan op die einde as hulle weggaan, dan sit die vriendelikste mense met wie jy 'n band bou wat weer terug, wat jy gedink het, hoe gaan ons hierdie ou gelukkig hou? Ja. En dit is waarvoor ek altyd sê, daai ou, ek sê klomp mense wat broodjies maak. Wat maak jou broodjie uniek? Daar sê. En ons is ook 'n noue area. Ons werk ook 'n noue band met al die plekke om ons. Ek Ja. sê is genoeg son om op almal se koppe te skyn. Daarmee dan die einde van vandag se episode van Klets Kompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou, ons is môre weer vir 'n laaste keer hierdie week terug om 12:30 op Netwerk Televisie as ook oneup2.com. Maar tot dan, is dit mooi bly.